Okay, julle, ons gaan aan met Genesis 46. Jakob trek na Egipte. En Israel het weggetrek met alles wat aan hom behoort het. En in Berseba gekom en hy het die offerhandes gebring aan die God van sy vader Isak. En God het tot Israel gespreek in die nagesigte en gesê, Jakob, Jakob. En hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, ek is God, die God van jou vader. Moenie bevrees nie, om na Egipte af te trek nie, want ek sal jou daar 'n groot nasie maak. Ek sal jou saam met jou aftrek na Egipte, en ek sal jou gewis ook weer laat optrek, en Josef sal jou oë toedruk. Daarna het Jakob weggetrek na Berseba af, en die seuns van Israel het hulle vader Jakob met hulle kinders en hulle vroue op die waans gelaai wat Farao gestuur het om hom te vervoer, en hulle het hulle vee besittings geneem wat hulle in die land van Kanaan verwerf het, en in Egipte aangekom, Jakob en sy hele geslag saam met hom, sy seuns en sy kleinseuns saam met hom, sy dogters en sy kleindogters, en sy hele geslag het hy saam met hom in Egipte land gebring. En dit is die name van die seuns van Israel, wat in Egipte gekom het, Jakob en sy seuns. Die eerstgeborene van Jakob was Reuben, en die seuns van Reuben was Henog, Palu, Hesron en Karami. En die seuns van Simeon was Jemiel, Jamin, Ohad, en Jachan, en Soar, en Saul, die seun van die Kanaanitiese vrou. En die seuns van Levi was Gerson, Kehat en Merari. En die seuns van Juda, en Onan en Sela, Peres en Serach. Maar en Onan het gesterwe in die land van Kanaan. En die seuns van Peres was Hesron en Hamul. En die seuns van Isaskar was Tola, Puva, Job en Simeron. En die seuns van Sibelon was Saret, Elon en Galeel. Dit is die seuns van Lea, wat vir Jakob gebaar het in Padda-aram, saam met sy dogter Dina. En al die siele van die seuns en die dogters was 33. En die seuns van Gad was Sifjon, Hagi, Suni, Esbon, Eri en Arodi en Arieli. En die seuns van Aser was Jimna, Jiswa, Jeswi en Beria en Serach en hulle susters en hulle seuns van Beria, Heber en Malkiel. Dit is die seuns van Silpa, wat Laban aan sy dogter Lea gegee het, en sy vrou, en sy het Jakob hierdie 16 siele gebaar, die seuns van Rachel, die vrou van Jakob, Josef en Benjamin. En vir Josef is in Egipte land gebore Manasse, Ephraim, wat Asenat, die dogter van Potifera was, die priester van On, vir hom gebaar het. En die seuns van Benjamin was Bela, Beger, Asbel, Gera en Naham, Egi, Ros, Mapim en Humpim en Ard. En die seuns van Rachel, wat vir Jakob gebore is almal saam 14 siele. En die seuns van Dan, Husim, en die seuns van Naphtali, Jachseel, Guni, Jeser en Silem. Dit is die seuns van Bilha, wat Laban aan sy dogter Rachel gegee het, en wat sy vir Jakob gebaar het. Almal saam was 7 siele. Al die siele wat aan Jakob behoort het, en uit die Heep afkomstig na Egipte gegaan het, behalwe die vroue van die seuns van Jakob, was almal 66 siele. En die seuns van Josef, wat vir hom in Egipte gebore is, was 2 siele. Die siele uit die huis van Jakob, wat in Egipte gekom het, was 70. En Juda het voor hom uitgestuur na Josef, dat die voor hom uit die pad moet wys na Gosen, en hulle het in die land van Gosen aangekom.
Toe span Josef sy wa in en hy trek op na sy vader Israel om hom tegemoet te gaan na Gosen. En toe hy homself aan hom vertoon, het hy hom om hals geval en langs sy hals geween. En Israel sê vir Josef, nou kan ek sterwe, nadat ek aan jou gesig gesien het, dat jy nog leef. Daarna het Josef met sy broers en die huis van sy vader gespreek. Ek sal optrek en aan Farao vertel en hom sê, my broers en die huis van my vader, wat in die land Kanaan was, het na my gekom. En die manne is herders van kleinvee, want hulle was veeboere, en hulle het kleinvee en hulle beeste en alles wat hulle besit het saamgebring. En as Farao julle laat roep en sê, wat is julle nering? Dan moet julle hom antwoord, u dienaars was veeboere van ons jeug af tot nou toe, ons sowel as ons vaders, sodat julle in die land van Gosen kan woon, want elke herder van kleinvee is vir Egiptenaars 'n gruwel. Okay, hoofstuk 47. Daarop het Josef gekom na aan Farao vertel en gesê, my vader en my broers en hulle kleinvee en beeste en alles wat hulle besit het, gekom uit die land van Kanaan en daar is hulle nou in die land van Gosen. En hy het uit die getal van sy broers 5 man saamgeneem en hulle aan Farao voorgestel. Toe sê Farao aan sy broers, wat is julle nering? En hulle het antwoord Farao, u dienaars is herders van kleinvee, ons sowel as ons vaders. Verder sê hulle vir Farao, ons het gekom om as vreemdeling in u land te vertoef, want daar is geen weiding vir die kleinvee van u dienaars nie. Omdat u hongersnood in die land van Kanaan swaar is, laat u dienaars dan nou tog in die land van Gosen woon. Daarop het Farao voor Josef gespreek en gesê, jou vader en jou broers het na jou gekom. Egipte land lê voor jou oop. Laat jou vader en jou broers in die beste deel van die land woon. Hulle kan in die land Gosen woon, en as jy weet dat daar onder hulle bekwame manne is, stel hulle dan aan as veeopsigters oor my eiendom. Toe bring Josef sy vader Jakob in en stel hom aan Farao voor. En Jakob het Farao gegroet met 'n seënwens. Daarop sê Farao vir Jakob, hoeveel is die dae van jou lewensjare? En Jakob het vir Farao geantwoord, die dae van my jare van my vreemdelingskap is 130 jaar. Min in getal en vol teëspoed was die dae van my lewensjare, en hulle het nie gehaal by die dae van die lewensjare van my vaders, gedurende die dae van hulle vreemdelingskap nie. Toe het Jakob Farao gegroet met seënwens en van Farao af weggegaan, en Josef het vir Jakob en sy broers 'n woonplek aangewys en aan hulle besitting in Egipte land gegee, in die beste deel van die land, in die landstreek van Rameses, soos Farao beveel het. En Josef het sy vader en sy broers in die hele huis van sy vader met brood onderhou, ooreenkomstig die getal van die kinders. En daarin was die hele land geen brood nie, want die hongersnood was baie swaar, sodat Egipte land en die land van Kanaan uitgepad was weens die hongersnood. En Josef het al die geld, plaai net om, versamel wat in Egipte land en in die land van Kanaan te vinde was, vir die koring wat hulle gekoop het. En Josef het die geld in die paleis van Farao gebring. En toe die geld in Egipte land en in die land van Kanaan op was, het al die Egiptenaars na Josef gekom en gesê, gee vir ons brood, en waarom moet ons voor u oë sterwe, want die geld is gedaan. En Josef antwoord, gee julle vee, dan sal ek dit aan julle gee vir julle vee, as die geld gedaan is. Toe bring hulle vee na Josef, en Josef het aan hulle brood gegee, vir die perde en die besitting en die kleinvee, die beeste en vir die esels, en hy het hulle die jaar versorg met brood vir die waarde van al hulle besittings aan die vee. Toe die jaar om was, het hulle na hom gekom in die tweede jaar en vir hom gesê, ons kan dit vir my heer nie wegsteek nie, maar die geld is op en die besittings aan vee is my heersin.
Daar het niks vir my Heer oorgebly nie, as net ons lyf en ons grond. Waarom moet ons voor u oë te gronde gaan, sowel as ons landerye? Koop ons en ons grond vir brood, dan sal ons met ons grond aan Farao diensbaar wees, en gee saadkoring dat ons kan lewe en nie sterwe nie, en dat die grond nie woes word nie. So het Josef dan die grond van Egipte vir Farao opgekoop, want die Egiptenaars het elkeen sy stuk grond verkoop, omdat die hongersnood vir hulle so swaar was. So het die land dan Farao se eiendom geword. En wat die volk betref, hy het hulle laat verhuis na die stede, van een van die end van die Egiptiese gebied na die ander end daarvan. Net die grond van die priesters het hy nie gekoop nie, want die priesters het 'n vaste inkomste van Farao ontvang en van hulle vaste inkomste geëet. Die Farao hulle toegestaan wat Farao hulle toegestaan het. Daarom het hulle die grond nie verkoop nie. Toe sê Josef aan die volk: "Kyk, ek het vandag julle en julle grond vir Farao gekoop. Daar is saadkoring vir julle dat julle die grond kan besaai. En julle die insameling moet julle 'n vyfde aan Farao afgee en die ander 4 dele sal julle eiendoms wees, as die saad vir die land, en as die voedsel vir julle self en die wat in julle huise is, en as voeding vir julle kinders." En hulle antwoord: "U het ons lewe gered. Laat ons guns mag vind in die oë van my Heer. Dan sal ons die dienaars van Farao wees." En Josef het die wet gemaak tot vandag toe vir die saaigrond van Egipte. Die 5de deel behoort aan Farao. Net die grond van die priesters alleen het nie die eiendom van Farao geword nie. So het Israel dan Egipte land gewoon in die land van Gosen, en hulle vaste besittings daarin verwerf, en vrugbaar geword, en sterk vermeerder. En Jakob het 70 jaar in Egipte land gelewe, sodat die dae van Jakob die jare van sy lewe 147 jaar was. En toe het die dae van Israel nader gekom, dat hy moes sterwe, het sy seun Josef laat roep en vir hom gesê: "As ek nou guns in jou oë gevind het, sit dan tog jou hand onder my heup, bewys my liefde en trou, begrawe my tog nie in Egipte nie. Wanneer ek met my vaders ontslaap het, bring my dan weg uit Egipte en begrawe my in hulle graf." En hy antwoord: "Ek sal handel ooreenkomstig met u woord." Toe sê hy: "Sweer dit tog." En hy het vir hom gesweer. Toe het Israel in aanbidding gebuig oor die koppenend van die bed. Ok, ons lees verder, hoofstuk 48. Jakob seun die seuns van Josef. Na hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel: "Kyk, u vader is siek." Toe neem hulle sy 2 seuns Manasse en Efraim met hom saam. En hulle het aan Jakob berig gebring en gesê: "Kyk, u seun Josef kom na u toe." Daarop het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit. En Jakob het vir Josef gesê: "God die Almagtige het aan my verskyn by Lus in die land van Kanaan en my geseën en vir my gesê: Kyk, ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot 'n menigte van volke maak, en ek sal aan jou nageslag na jou hierdie land 'n ewige besitting gee. Nou dan, jou 2 seuns wat vir jou in Egipte land gebore is, voordat ek in Egipte na gekom het, is myne. Efraim en Manasse sal myne wees, net soos Ruben en Simeon. Maar jou nakomelinge wat jy na hulle verwek, sal joune wees. Hulle sal na die naam van julle broers genoem word se erfdeel. En toe ek by Padan gekom het, en Rachel by my gesterwe in die land van Kanaan, op reis toe daar nog 'n kort endpad was om by die Efraat te kom. Ek het haar daar begrawe langs die pad na Efraat, dit is Bethlehem. Toe Israel die seuns van Josef sien, sê hy: Wie is dit? En Josef antwoord sy vader: Dit is my seuns wat God my hier gegee het. En hy sê: Bring hulle tog by my, dat ek hulle kan sien. Maar Israel se oë was swaar van ouderdom, en hy kon nie sien nie. En toe hulle by hom bring,
het hy hulle gesoen en hulle omhels. En Israel sê vir Josef, ek het geen gedagte gehad om jou aangesig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien. Daarop laat Josef hulle van sy knie af weggaan, en hy buig hom met sy aangesig na die aarde toe. En Josef neem hulle twee, Ephraim met sy regterhand en links, en van Israel, en Manasse met sy linkerhand regs van Israel, en hy bring hulle by hom. Toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Ephraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse. Hy het sy hande oor kruis gehou, want Manasse was die eerstgeborene. En hy het vir Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangesig my vaders, Abraham, Isak, gewandel het, die God wat my as herder my lewe lang gelei het, tot vandag toe, die engel wat my uit elke teëspoed verlos het, mag hy die seuns seën, mag daar hulle my naam genoem word, en die naam van die vaders van Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land en in menigte. Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Ephraim het, en verkeerd in sy oë was, en hy het die hand van sy vader gegryp om dit van die hoof van Ephraim op die hoof van Manasse oor te bring. En Josef sê aan hom, Vader, nie so nie, my vader, want hierdie een is die eerstgeborene, lê u regterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê, ek weet, my seun, ek weet. Hy sal ook 'n volk word, en sal ook 'n groot word, nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. So het hulle dan die dag geseën en gesê, met jou sal Israel 'n seën toewens, met die woorde, mag God jou maak soos Ephraim en soos Manasse. So het hy dan Ephraim voor Manasse gestel. Daarop sê Israel vir Josef, kyk, ek gaan sterwe, maar God sal met julle wees. Hy sal julle terug laat gaan na die land van julle vaders, en ek gee jou een stuk land bo jou broers, wat ek met my swaard en my boog van die Amorite afgeneem het. Okay, hoofstuk 49. Jakob seën sy seuns, daarna sterwe hy. Daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê, kom by mekaar, dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar. Versamel en hoor seuns van Jakob, luister na Israel, julle vader. Reuben is my eerstgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte, en my vernaamste in die hoogheid en die vernaamste in die mag. Op bruising soos in die waters, jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim, toe het jy onheil, hy het in my bed geklim. Simeon en Levi is broers, hulle wapens is werklik 'n werktuie van geweld. Laat my siel nie kom in hulle raad nie, laat my eer nie eens wees met hulle vergadering nie, want in hulle toorn het hulle manne doodgeslaan en hulle moedswillig het hulle beeste vermink. Vervloek is hulle toorn, want dit is heftig, en hulle grimmigheid, want dit is hard. Ek sal hulle verdeel in Jakob, en hulle verstrooi in Israel. Juda, jy is dit, jou sal jou broers loof, jou hand sal op die nek van jou vyand wees, voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda, jy is 'n jong leeu van die roof af en het opgeklim, my seun. Hy buig hom, gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Die scepter van Juda nie wyk nie, nog 'n veldheerstaf tussen sy voete uit totdat die Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerstok en vul van sy eselinne aan die edelste wynstok, en hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder van oë as die wyn en witter van tande as die melk. Sebulon sal woon by die strand van die see, en hy sal by die strand van die skepe wees, met die sykant van na Sidon toe. Isaskar
is 'n sterk gebeende esel wat tussen die veekrale lê. Toe hy sien dat die rus goed in die land en lieflik is, het hy sy skouer gebuig om te dra, en hy moes dwangarbeid verrig. Dan sal aan sy volk reg verskaf, en net enige een van sy stamme van Israel. Laat dan 'n slang wees op die weg, die horingslang op die pad, en die perd aan die hakskeen byt, sodat sy ruiter agteroorval. Op 'n verlossing wag ek Here. Gad, 'n bende sal hom aanval, maar hy sal hulle aan die hakskeen gryp. Aser, sy spys is vet, en hy lewer koninklike lekkernye. Naftali is soos 'n wildsbok, so vry, hy wat mooi woorde laat hoor. Josef is 'n jong vrugteboom by die fonteine, sy takke klim oor die muur. Die boogskutters het hom weggeprikkel en hom beskiet en hom bestry. Maar sy boog het sterk gebly, en die arms van sy hande was buigsaam, deur die hande van die magtige van Jakob. Daarvandaan waar die herder die steen van Israel is, van die God van jou vader, wat jou help met die hulp van die Almagtige wat jou seën, met die seëninge van die hemel daarbo, met die seëninge van die watervloed, en wat daaronder lê, met die seëninge van die borste van die moederskoot, met die seëninge wat jou vader ontvang het, oortref die seëninge van die ewige berge, kostelike gawes van die ewige heuwels. Dit sal op jou hoof van Josef en op die hoofskedel van die uitverkorene onder sy broers. Benjamin is 'n wolf, wat verskeer en in die moore eet, hy sy prooi, en in die land deel hy sy byt uit. Hulle is almal 12 stamme van Israel, en dit is wat hulle vader aan hulle gesê het, en hy het hulle geseën, en hulle geseën elkeen volgens hulle besondere seën. Daarna het hy hulle bevel gegee en aan hulle gesê, ek word versamel by my volk, begrawe my by my vaders, in die spelonk, wat op die stuk grond in Efron die Hetiet is, in die spelonk wat op die stuk grond van Magpela is, wat oos van Mamre lê, die land van Kanaan, die stuk grond wat Abraham van Efron die Hetiet as eiendomsgraf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sara sy vrou, en daar het hulle Isak begrawe en Rebekka sy vrou, en daar het hulle ook Lea begrawe. Die stuk grond en die spelonk wat daarin is, wat gekoop is van die seuns van Het, toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas die asem uit, en hy is by sy volksgenote versamel. Ok, die laaste hoofstuk van Genesis, ons gaan hom gou tackle. So is hoofstuk 50, begrafnis van Jakob, die dood van Josef. Toe val Josef op sy vader se aangesig, en hy het voor hom geween en hom gesoen. En Josef het aan die dienaars die geneeshere bevel gegee om sy vader te balsem, en die geneeshere het Israel gebalsem. En 40 dae het daarvoor verbygegaan, wat so lank duur dat dae van balseming, en die Egiptenaars het hom 70 dae lank beween. En toe die dae van geween oor hom verby was, het Josef met die huis van Farao gespreek en gesê, as ek dan guns in julle oë gevind het, spreek tog dit voor die ore van Farao. My vader het my laat sweer en gesê, kyk, ek gaan sterwe in my graf, wat ek vir my in die land Kanaan uitgekap het, daar moet julle my begrawe, laat my dan nou tog optrek en my vader begrawe, daarna sal ek terugkom. En Farao sê toe, trek op en begrawe jou vader, soos jy hom laat sweer het. Toe het Josef opgetrek om sy vader te begrawe, en al die dienaars van Farao en die oudstes van sy huis het saam met hom opgetrek, en al die oudstes van Egipte land, en die hele huis van Josef en sy broers, en die huis van sy vader, net hulle kinders en hulle klein vee, en hulle beeste het hulle in die land van Gosen laat agterbly. En saam met hom het opgetrek strydwaans, sowel as ruiters, sodat
dit 'n baie groot trek was. En toe hulle by die streeksdoring dorsvloer kom, wat oos van die Jordaan lê, het hulle daar 'n groot en baie swaar rouklaag gehou. En hy het oor sy vader gerou en bedrywe 7 dae lank. Toe die inwoners van die land van die Kanaaniete die roubedryf en die steendoring dorsvloer sien, sê hulle, dit is 'n swaar rou vir die Egiptenaars. Daarom het hulle dit Abel Misraim genoem, wat oos van die Jordaan lê. En sy seuns het met hom gedoen net soos hulle beveel het. Sy seuns het hom weggebring na die land van Kanaan en hom begrawe in die spelonk van die stuk grond by Magpela, die stuk grond wat Abraham as eiendomsgraf gekoop het van Efrom in die Hetiet, soos oos van Mamre. Daarna het Josef die Egipte teruggegaan en hy het sy broers en almal wat saam met hom opgetrek het om sy vader te begrawe, nadat hy sy vader begrawe het. Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou Josef gaan ons as vyande behandel en hy gaan ons werklik vergelde vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. U vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde. So moet julle vir Josef sê, ag vergewe tog die oortredinge van julle broers en hulle sonde wat hulle het jou kwaad aangedoen het. Maar nou vergewe tog die oortredinge van ons wat die God van u verder dien. En Josef het geween toe hulle dit met hom spreek. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want ek is in die plek van God. Want julle is wel kwaad teenoor my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie. Ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. En Josef het in Egipte gewoon en hy in die huis van sy vader. En Josef het 110 jaar gelewe en Josef het Efraim se kinders gesien van die 3de geslag. Ook die kinders van Machir, die seun van Manasse, is Josef se knie gebore, en Josef het aan sy broers gesê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee, en julle uit hierdie land laat optrek na die land, wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. En Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesê, as God sekerlik op julle ag gee, bring dan julle gebeente hiervandaan op. En Josef het gesterwe, 110 jaar oud. En hulle het hom gebalsem en hy is in die kus gesit. Ek wil net weer hierdie vers 19 net kyk. Maar Josef het aan hulle geantwoord, moenie bevrees nie, want ek is in die plek van God. Ja, ek weet nie of dit heeltemal reg is nie, maar oké. Ja, dit staan so in die Bybel. Oké, dankie julle, dis die einde van Genesis. Ek sal nou 'n stukkie doen wat ek 'n opsomming doen, wat vir my belangrik is uit Genesis uit. En ja, onthou mense, dis maar my opinie en my stukkie daaruit, wat ek daaruit uitneem. Oké julle, ons praat weer.